hy vind in die Here. Die Bybel sê in vers 4, sê die Here, in vers 3 sê, ek wil jou maak soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Wat geplant is by waterstrome en wat sy vrugte gee op die regte tyd. Nou ek weet dis van ons wat hier sit wat in verskillende huisomstandighede uitkom en dan gaan nie so goed met jou waar jy nou bly nie. Maar ek is hier om vir iemand te sê, kyk na die hand van die Here. Die Here se hand is nie te kort om jou uit te help nie. En die Here se oor is nie te swaar om aan jou te hoor nie. Die Bybel sê, en wanneer julle by mekaar kom, dan kom die een met 'n lied, en die een kom met 'n boodskap, en die een kom met 'n aanbidding. Maar solank jou hart in die saak is, moet jy die Here dien met alles wat in jou is. Kan ons die Here lieflik en prys gee vir dit? Meneer, hoor wat die Here sê. Die Here sê, verhinder die kindertjies nie. Van aan sulkes behoort die koninkryk. Baie van die mense aan uit naag wil nie vir mense preek wat swaar kry nie. Maar die Here het ons uitverkies om vir iemand te sê, daar is nog hoop. Amen. Die Here het jou lief en die Here het jou nodig net soos jy is. Jy kan in Greenfields bly, jy kan in Blikkiesdorp bly, maar solank jy nie Blikkiesdorp is nie, het die Here jou nog steeds lief. Halleluja. So jy hoef nie sleg te voel as jou broer nie vir jou die geld kan offer wat hy vir jou moet offer nie. Of jy hoef nie sleg te voel as jy nie 'n kar kan ry wat jou medemens ry nie. Solank jy die Here het jy alles. Because die Bybel vermaan my en hy vra, wat baat dit ons van die hele wêreld, maar ons eie siele ly skade. Ek wil vandag vir iemand sê, pain may endure for a while, but joy comes in the morning. And I am here as a man of God to prophesy Isaiah 54:17 over your life. Just to say and to tell you that no weapon formed against you shall prosper. I believe that no thought of the evil one shall condemn. As jy by die Here is, I can tell you this with everything inside of me, Pastor, that surely goodness and mercy shall follow you all your life long as you remain in the house of the Lord. So ek wil jou invite vanmiddag, ek wil vir jou sê, keer terug na die Here toe. Gee die Here 'n geleentheid in jou lewe. Laat toe dat die Here vir jou leer aangaande die weg. Ek het aan Blikkiesdorp toe sê vir my pastore, ons preek Johannes 14, meneer, en dan sê ons Johannes 14 sê Jesus is die weg, hy is die waarheid en die lewe. Maar as jy die Godmanne en Godsvroue van vandag kyk, dan leef hulle net op die weg, maar hulle het nie die waarheid nie. My vraag is, waar is die waarheid? Because as jy die waarheid van die Here in jou lewe het, dan moet jy kan lewe met ander mense. As jy die waarheid van die Here in jou lewe het, dan moet jy die mense kan judge, en mense judge based on wat hulle aantrek, of based on wat hulle hier sit nie, because of wat hulle hier, hulle sit nie op wat die Here behaal het, en hulle se lewe. So hulle sit nie hier omdat hulle wil hier sit nie, hulle sit hier omdat die Here vir hulle lief het. Maar iets wat ek verstaan in die woord, Jesus sê, ek wil jou maak soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Nou, 'n boom kan nie 'n boom wees, Suster Nusaan, as jy nie 'n saad geplant het nie. Jy plant eers die grou eers die gat, dan plant jy die saad. Maar die saad kan jy nie plant as hy die water het nie. Van hoe gaan jy 'n waterstrome boom wees as jy net 'n boom gaan plant sonder om hom water te gee? Lewe gaan net kom as jy keer op keer 'n bietjie water op jou boom gooi. Dan gaan jy sien die groei kom vanself, because jou boom is jy gewoon voed.
So ek wil jou encourage. As jy miskien nie sit en jy die Here lekker gedien, eerste keer, en jy miskien begin afdwaal van die pad af, gaan haal net weer jou water en gooi weer op jou boom, sodat jou boom meer vrug kan dra. Die Here het ons almal lief soos ons is. En ek sê altyd, no one is perfect. Ons almal strewe na geregtigheid. Daarom moet ons in liefde lewe met mekaar. Ons moet in vrede lewe met mekaar, want ons het mekaar nodig. Ek het nou die dag vir 'n jong man gesê, toe sê die dood is skielik. Ek weet nie hoe kry jy het reg om kwaad te loop by jou medesuster nie. Die dood is so skielik, maar sy is nog vasgevang in die verlede. Neem en breek los, want jou los van wat agter is en strek jou uit na wat voor is. God is 'n God van liefde en God is 'n God van vrede. Hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar hy het gekom vir hulle wat hom soek in gees en in waarheid. So as jy wil hê die Here moet jou omstandighede verander, is my raad aan jou, glo in die Here. Jy kan, weet wat, ons kan ook hier kom waar meneer nou is, by Vanuel, by die besigheid. Maar die probleem by ons is, ons wil nie glo nie. Ons wil nie onsself help. En die Bybel sê die Here help die wie homself help. As ons 'n voet vorentoe sit, dan gaan jy sien die Here sit 'n ander voet by. En so gaan dit aan en aan en aan. Maar die probleem is, om die weg van die Here moet jy nie opgee nie. Jy moet deur kan druk. Jy moet die deursettings vermooi het om aan die kant uit te kan kom. En as 'n persoonlike saak die dierbaar is, soos ek sê, die Here het gekom om te oordeel nie. Dis jou eie saak as jy verlore gaan. Maar môre as jy in die hemel kom, dan moet jy nie vir die Here sê, Here, maar niemand het van my gesê van die woord nie. Amen nie? Jy moet nie kan sê dat die Here, maar niemand het gepraat van die naam Jesus nie. Jy het die naam gehoor, maar wat het jy gedoen met die naam? En ek is hier vir iemand te sê dat die Here het ons lief. Daarom moet ons met mekaar kan lewe. Die kosa gedeelte sê tata umntu ngabantu asikwazi sishumayele ilizwi kodwa apha enhliziyweni yethu asinanyani, sifuna ukukhonzwa into enyaniso, because Jesus is die weg, hy is die waarheid en die lewe. That's why moet ons 'n ligte so skyn dat die wêreld kan sien wat 'n wonderlike God ons dien. Maar ek wil jou encourage, wees my soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Weet jy wat is 'n boom? 'n Boom is iemand wat 24/7 op sy kniekoppe voor die Here lê. As dit met jou swaar gaan, dan roep jy sy naam. Jy roep sy naam. Die Here raak nie moeg van ons nie. Ons raak moeg van die Here. En dus hoekom ons nou en dan het ons het, en nou en dan het ons het, because ons gee te vinnig moed op. En die Here wil hê ons moet deurdruk, because hy kom deur op die laaste minuut. Amen. Dis klop mense hier wat die sit van Blikkiesdorp wat ek ken, soos die suster wat hier sit, hulle bly daar by my aan Blikkiesdorp. Maar ons aan Blikkiesdorp het weer gekom om vir die dorp te sê, Jesus het ons nodig. Jesus roep. Dat is 'n stem in die woestyn wat roep, berei die weg vir die Here en maak sy paaie reguit, van die Messiah kom, en hy kom net vir die wat syne is. So ek wil julle encourage, dien die Here. Kom ons dien nie die Here vir wat ons uit die Here uit kan kry nie, maar kom ons dien die Here omdat ons weet ons is afhanklik van God, en omdat sy genade vir ons genoeg is. Want sonder sy genade kan ons niks doen nie. We can all be millionaires, we can all be whatever we want to be, but if you don't have the mercy over our lives, dan beteken dit ook niks. Daarom moet ons die voorbeeld van meneer moet ons volg. Sien julle, meneer ne, lewe nie vir ewig nie. Sy vrou lewe nie vir ewig nie. Sy personeel lewe nie vir ewig nie. Maar hy gee vir ons 'n voorbeeld. So vir die dag wanneer hy nie daar is nie, en die Here seën vir ons ook groot, moet ons ook teruggaan na die armes toe en vir hulle gaan gee en gee en gee,
wegkom, of môre op sy vrou se wegkom, dan gaan meneer van ons verwag vir die dag van renovasie. Ons moet ook vir ander kinders 'n brood op die tafel sit, 'n koeldrink gee. Ons moet ook vir ander mense kan gee wat hy vir ons gegee het. Daarom wil ek jou encourage, kom ons volg hom voorbeeld. Kom ons volg sy voorbeeld en kom ons leef met ander mense. Al het iemand wat aan jou gesê is nou vriende my, en al het hulle jou afgeskryf, en al het hulle jou gereject, maar behou die liefde. Jesus sê die liefde betrek alles. En as jy vorentoe wil gaan in die lewe, behou die liefde. Moenie vir iemand sê jy gaan dit nooit maak nie, because you're busy cursing someone that God wants to bless abundantly. So voor jy vir iemand sê jy gaan dit nooit maak nie, sê vir jouself ek gaan dit maak. As hulle vir jou sê jy gaan nooit 'n dokter bekom en my suster, dan sê jy ek gaan dit maak. As hulle sê jy gaan nie vanaand kos het op jou tafel nie, dan sê jy ek gaan dit maak. Because die Here voorsien vir sy kinders. Hy het gekom vir die van die rykes, hy het ook gekom vir die armes. Daarom kan ek sê ek gaan dit maak. Daarom wil ek die sonnaskool bemoedig. Die Bybel sê ons moet soos die kleintjies bekom om hemel toe te gaan. En ek dink om hemel toe te gaan moet jy soos 'n kind kan bekom. Jy moet toelaat dat jy geleer word. Jy moet toelaat dat jy geonderrig word. Nie aangaande wat nie, maar aangaande die woord en die waarheid daarvan. Daarom kan ek sê vir iemand, moet nooit jouself minderwaardig stel. Moet nooit vir jouself sê, ek gaan vir ewig op die 350 lewe nie. Dis nie wat die Here sê nie. 350 is die geld die julle. Moet nie vir jouself so sê nie. Sê ek gaan dit maak. Because Johannes 10 vers 10 sê, en Jesus het gekom om lewe en lewe in oorvloed te gee. So iets wat oorvloed is soos wat David sê, my beker loop oor. So as Ramaphosa sê 350, dan profiteer jy 700 rand, because van jou beker moet oorloop. Hy moet loop, hy moet overflow. Jy moet altyd weer die Here in alles eerste sit, sodat dit met jou kan goed gaan. Maar ek hoop julle die woord van die Here geniet. Het julle die woord gehoor? Het julle die woord gehoor? So as jy huis toe gaan vanaand en jou familie vra vir jou, wat was die boodskap? Dan sê jy die boodskap was, miskien is jou man nie bekeer nie, of jou vrou is nie bekeer nie, miskien is jou kinders nie by die Here nie, dan sê jy mooi die boodskap was, ek in my huis ons moet die Here dien. Amen. As hulle jou vra, wat was die boodskap? As hulle jou vra, wat was die boodskap, kinders? Dan sê jy vir mami, ek in my huis ons moet die Here dien. As mami sê, daar is nie meer brood nie, dan sê jy die woord het gesê, ek in my huis ons moet die Here dien. Die Here help die vir homself help. En wie wat die Here nodig van ons af? Hy het net nodig dat ons hom moet dien. Dan gaan hy al die ander goede vir ons bysit. So ek wil hê ons net wat hier sit, soos ons nou hier sit, moet, kan ons gewoon luister, ons wat hier sit, wil ek hê, moet vanmiddag verstaan wat die boodskap sê. Jesus sê ons moet soos julle bekom, is dit so? Ons moet soos julle bekom om in te gaan, nee? So ons wat hier sit, die kerk van vandag is ons so groot mense, maar die kerk van môre is so jong mense. Is dit so? Daarom sê Joshua, ons lewe nou in 'n Joshua generation. So Joshua generation is besig om oor te vat. Joshua, ons ou mense is besig om uit te
sterf, omdat die Here 'n behaag het aan die jong mense. Because hy vra jongeling, waarmee gaan jou pad suiwer hou? As alleenlik om te hou aan die belofte op die woord van God is. So ons moet lewe met mekaar. Ons moet voorbeeldig wees. Ons ligte moet skyn tydig en ontydige tye. As Ramaphosa vanaand die krag afsit, dan moet jou lig nog steeds kan skyn. Loadshedding moet nie jou lig doodmaak nie. Daar is nie loadshedding by die Here nie. Jy het everlasting power. Jou krag bly sommer aan. Daarom moet jy constantly by die Here bly tot in lengte van dae. Amen. En as jy tot in lengte van dae by hom bly, dan gaan jy sien goedheid en guns gaan jou volg al die dae van jou lewe. Solank as jy bly in die huis van die Here. So ek wil jou stig van die middag en vir jou te sê, kom ons breek weg van ons gewoontes af. En kom ons laat toe dat die Here ons leer, ons raad gee, ons onderrig. Maar as iemand jou vandag vra, wat was die woord? Moet nooit die ding vergeet nie. Ek in my huis. Wat was die boodskap? Wat was die boodskap? So dis 'n profetiese woord wat jy oor jouself profeteer. En as jy geweet dat ek beteken persoonlik. So dit beteken, as my ma nie wil nie, moet ek nog steeds die Here dien. As my pa nie wil nie, moet ek nog steeds die Here dien. As my broer nie wil nie, moet ek nog steeds die Here dien. Vanaf sal die vrye boom nie bot nie, en die vingerstok nie boei nie, nogtans moet ek jubel in die Here. Ek is lief vir julle dierbares. Ek is lief vir julle. Wanneer weet jy wat? Ek het 'n broer ontmoet nou onlangs, paar jaar terug. En omdat ek 'n mens is vir mense, bly mense in ons jaar wat eers my ma en my pa se eie kinders is nie. Maar omdat ek geleer is om met ander mense te lewe, laat ek toe dat ander mense ook by my bly. Wat probeer ek vir jou sê? Ons het mekaar nodig. 'n mens is 'n mens deur 'n ander mens. Daarom moet ons wat hier is ten alle tye met mekaar kan meng, in goeie tye en in slegte tye. As ek jou raad kan gee, moenie chommies hê nie, maar het 'n ware vriend, van sy naam is Jesus. 'n ware vriend is Jesus. 'n chommie is net as dit met jou goed gaan, maar 'n ware vriend is haar wanneer dit met jou sleg gaan. So wanneer 'n ware vriend daar is, dan kom hy altyd hier op die laaste minuut. So wat julle geniet. Die Here seën julle. Amen. So ons gaan nou weer staan. En ons gaan vir die Here 'n prys gee. Kom ons luister net so. Net daar waar jy staan, sit jou hand vir my op jou hart. Dan wil ek jy moet saam met my bid. Kan ons net 'n stilte kry? As jou hand op jou hart het, dan wil ek jy moet saam met my bid. Hey. En hier gaan die gebed nou. Sê vir my Vader. Sê onze Vader. Sê vir my Vader. Sê onze Vader. Ons kom nederig na U toe. En ons kom bely met ons monde. En ons kom gee erkenning, Here, dat U God is. Baie dankie, Here, vir U woord en die waarheid daarvan. Ek wil nou bid, Here, dat U al my sonde, Here, en my oortredinge, Here, sal moet kom vergewe.
Here, kom gee vir my die liefde. Dis al wat ek vra. Kom seën my, Here. Vergewe my, Here. Dra my, Here. En hou my aan die holte van die sterke aan. Kom seën die woord, Here. Ek bid dat die woord, Here, oor my lewe sal manifesteer. En dat ek sal doen, Here, wat U van my verwag om te doen. In Jesus naam. As iemand my vandag vra, Here, wat was die woord, Here? Ek en my huis, Here, ons sal die Here dien. In Jesus naam. Amen. Jy my sit daar. Kom ons sê vir Here. Ons kan maar sit, nee? Jy kan maar sit. Halleluja. Wat 'n voorreg is dit, né? Dit is 'n voorreg om te kan weet dat Jesus die Here is. Die Bybel sê dat niemand kan sê dat Jesus die Seun van God is as dit nie uit die Heilige Gees is nie. En die Heilige Gees is God. Soos jy kan sê dat Jesus is die Seun van God en dat God hierdie wêreld so lief gehad het dat hy sy enige gebore Seun gestuur het, moet jy weet, dit is uit die Bybel uit, dit is die waarheid waarvan my broeder praat. En die waarheid, die Bybel gaan ons vry maak. Maar weet dit, ons moet 'n keuse maak vir Jesus. En die woord van die Here sê, dat voor jy jou huis bou, moet jy jou beplanning reg kry. Want dit help nie jy begin te bou, en jy kom agter, maar ek het nie meer die finansies nie. Want dan sê die woord, gaan jy beskaam staan. Mense gaan verbyloop, en hulle gaan sê, ag shame, hierdie ou het goed begin, maar hy het nie goed geëindig nie. So wanneer jy 'n keuse maak vir die Here, moet jou hart, soos wat my broeder gesê het, jou hand op jou hart sit, moet jou hart opreg wees. Want die woord sê dat die duiwel is die vader van die leuns, en dat hierdie woord wat hier uitgegaan het, hy staan gereed om dit te kom steel. En gou, as hy dit gesteel het, sal jy vergeet om te sê dat ek in my huis moet die Here dien. Ons moet nie dink dat as ons die weg stap, gaan dit maanskyn en rose wees nie. Jesus sê, ek stuur julle so skape onder die wolwe in. En soos my broer die boodskap gebring het, weet dit, dat as jy hier sit en jy die Here aangeneem, dat die Here van jou verwag en van my verwag, om vir iemand te gaan vertel, die goeie boodskap, die goeie tyding, dat die Here wil hê, dat die wêreld moet hulle bekeer van hulle sonde, want sonde maak skeiding tussen God en die mens. En dis waarom Jesus sy lewe gegee het vir my en vir jou. Vir elke mens wat sê, Here, ek is 'n sondaar. Ek kan vir die Here sê, Here, maar ek het nie kos in my huis nie. Dan sê die Here, wat help het jy die wêreld gewen, maar jou siel ly skade? Wat help het ek gee vir jou genoeg kos vir die maand, en jy hoef nie te betaal nie, maar jy kies my nie. Want nog steeds gaan ek rekenskap gee, en dit sal teen my getuig, die goedheid van die Here, die goedheid van Jesus, die goedheid van die Bybel, die woord van God gaan teen my getuig. Want ek het gesê, dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en ek in my huis gaan die Here dien.
maar gou het ek het vergeet. Farao het gesien wat God doen. Hy het gesien die magtige dade van God. Maar toe Farao sê, die volk kan trek, en die Here onttrek, dit wat hy gestuur het, die plaag, die muskiete, whatever, en Farao sy rug draai en hy stap weg, het hy vinnig vergeet die belofte wat hy gemaak het. Soos jy sit en jy het 'n belofte gemaak om te sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Begin seker te maak, jy begin by die Bybel, nie by die huisgenoot nie, nie by die voorvadergeeste, die waarsêers nie, want dit, God haat dit. Sodra jy ander lering beginne intrek in jou huis, dan trek die Here weg. Dan kom die dood in, en jy kan nie verstaan, hoekom het met my gaan, soos dit gaan nie. Ek kan nie verstaan, hoekom ek nie werk kry nie. Ek het nou die dag weer gelees waar die Here in sy woord sê, en ek wil nou met die manne praat, vinnig, waar die Here in sy woord sê, dat die manne moet die vrou sien as die swakker geslag. En as jy dit nie so sien nie, en jy hanteer jou vrou met 'n paar klappe en 'n skoppe en skree, vloek en skelle, dan sê die Bybel, dat as jy bid, gaan jou gebede verhinder word. God gaan nie na dit luister nie. Manne, die Here het jou daar geplaas om na jou vrou te kyk, en as jy nie getroud is dit nie jou vrou nie. Want 'n huwelik is uit die Here uit, en nie uit mens uit nie. As daai kind nie 'n ma en 'n pa het nie, hy het wel 'n ma, maar as daai kind nie is nie jou kind nie. Want jy moet jou verantwoordelikheid opneem om met daai vrou te trou. Want nou moet jy seggenskap buite die huwelik hê. As ek nie in Jesus is nie, is ek nie deel van die liggaam van Christus nie. Ek is nie God se kind nie. Want onthou die woord liefde beteken dat God het sy seun gegee, sodat ons 'n keuse kan maak vir hom. Nie die feit dat God die wêreld so lief gehad het, dat dit beteken ek gaan nie gestraf wees nie, geword nie. Maar dat ek 'n keuse kan maak, dit is wat hy liefde beteken. Ek het nou 'n keuse, ek kan nou 'n keuse maak vir Jesus. Ek kan sê, Jesus, hier is ek. Amen. Kom ons maak ons oor toe. Ja, my Vader, ons sê vir baie dankie vir u genade en die liefde. Ons sê vir baie dankie vir Jesus. Heilige Gees, ons vra nou dat u elkeen sal seën, en dat u, Here, deur die Bybel, deur die woord van God, by ons kom stil staan, soos wat ons die weg beweeg. Here, ek bid dat hierdie saad wat in die grond gesit is, dat u sal toelaat, Here, dat dit sal benat word, en dat die Heilige Gees dit sal laat groei in Jesus naam. Seën ook so my broer, die woord wat hy gebring het, Here, seën hom, en ons gee al die eer, en ons bid ook, Here, dat die verarming sal seën en hom sal bewaar, en ons vra, Here, dat u nou die voedsel sal seën in elkeen se liggame, en hulle huishoudings, Here. Here, bewaar ons van die bose, voorsien vir ons daaglikse brood, en ons gee al die eer en lof vir u Vader in die naam van Jesus. Amen. Kom ons gee 'n lekker handeklap vir ons jong jeug van Uitenhage. Sê vir hulle baie dankie. Terwyl hulle nou die kos uitbring, bring hy die kos, manne. Dit is so mooi toe hy met Psalm 1 begin. Toe sê ek, dit is nou 'n man aan my hart. Nee, Psalm 1. Dis waar alles begin, waar ons moet kies. Kan die kindertjies sit, eers die mamas met die babas. Kindertjies kan nog sit. Julle kindertjies, kan maar sit. Joey, julle kan maar sit maar. Ons gaan eers die mama met die babas help.